Werk is nie net iets wat jy doen om geld te verdien nie. Werk is God se idee, 'n manier waarop hy deur gewone mense sy wêreld versorg. Kom ons lees uit Kolossense 3 van vers 23. Paulus skryf en sê, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Die meeste van ons bring die grootste deel van ons lewe tussen 8 en 5 of selfs meer by ons werk deur. Ons aanbid dan op 'n Sondag, maar Maandagoggend voel dit vir baie van ons asof ons terugkeer na die regte wêreld. Asof God by die kerkdeur agterbly. Maar die Bybel vertel 'n heel ander storie. Die eerste ding wat God in Genesis doen, is werk. Hy skep. Hy bring orde waar daar chaos was. Hy bring lewe waar daar niks was nie. En telkens sê hy, dit is goed. En dan doen God iets verstommends. Hy nooi die mens om saam met hom te werk. Nog voor daar sonde is, gee hy die opdrag om die tuin te bewerk en dit te bewaar. Werk is dus nie deel van die vloek nie. Die vloek maak werk wel moeiliker, maar werk self is God se gawe. En daarom skryf Paulus, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Die 2020 vertaling sê hierso, werk met geesdrif. Maar Paulus praat van meer as net entoesiasme. Hy sê, werk met jou hele mens wees. Sit jou hart daarin. Nie omdat jou baas kyk nie, nie omdat jy 'n salaris verdien nie, maar omdat jy weet vir wie jy regtig werk. Werk is God se uitnodiging om saam met hom vir sy wêreld te sorg. Nou, hoe doen ons dit? Ons bring waarheid waar daar verwarring is. Ons bring goedheid waar daar gebrokenheid is. En ons bring skoonheid waar daar lelikheid is. Die onderwyser help kinders om die waarheid te ontdek. Die verpleegster bring genesing. Die kunstenaar skep skoonheid. Die boer laat lewe groei en die skoonmaker herstel waardigheid. Elke beroep is 'n ander manier waarop God vir sy wêreld sorg. Martin Luther het eendag gesê, ons werk is die maskers van God. God stuur nie elke dag engele om mense te voed, siekes te versorg of kinders te leer nie. Hy stuur gewone mense soos ek en jy, en deur ons hande, ons verstand en ons gawes, sorg hy steeds vir sy wêreld. Jou werkplek is daarom nie 'n onderbreking van jou geloof nie, dit is een van die belangrikste plekke waar jy Jesus volg. Jy gaan nie Maandagoggend werk toe om 'n salaris te verdien nie. Jy gaan om saam met God vir sy wêreld te sorg. Voordat jy begin werk hierdie week, voor jy met jou eerste taak begin, vra dalk vir jouself, hoe kan ek vandag toelaat dat God deur my werk om iets van sy waarheid, sy goedheid en sy skoonheid in hierdie wêreld te laat deurbreek? Kom ons bid saam. Here, dankie dat werk u idee is. Dankie dat u my doodgewone werk gebruik om iets van u waarheid en u goedheid en u skoonheid te wys. Mag ek vandag met daai gesindheid werk. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.